Nou ja, ons gesels nou met Jannie Meyer. Nou hy's ook besig met 'n protesaksie of 'n versetaksie teen plaasmoorde en hulle is betrokke by die Swart Maandag beweging wat dan nou die 28ste Maart wat dan nou Vrydag is, 'n optog reël reg oor die land, maar spesifiek wil ons nou by hom hoor oor die Pretoria aangeleentheid. Jannie, vertel net vir ons kykers, hoe vorder julle reëlings? Ja, goeiemiddag Koet en jou gehoor. Nou skaaf ons net hier en daar. Ons stuur boodskappe uit na mense toe waar om te ontmoet. En ja, so ons sien eintlik baie uit na Vrydagoggend. Ons het met die Amerikaanse ambassade gereël dat ons voor hulle stop en dan vir hulle die memorandum gee. So op hierdie stadium word ons nogal taamlik oorval deur mense wat op die laaste oomblik ook wil deelneem. Dit is maar oor die hele land, maar ja, ons is nou 2 dae weg en ons is baie opgewonde hieroor. Hallo Jannie, Ehm, ek is hier van die Karoo af, en ons het nou nie so leksheid om daar by julle te wees in deel te neem aan daardie protesoptogte nie. Ek wil net klarigheid kry. Die optog is eerskomende Vrydag, né? Ja, die optog begin 9 uur. In meeste stede en dorpe begin dit 9 uur en dan hou dit maar so lank aan as wat die mense se agenda sê en wat hulle planne is, jy weet. Ja, nou sê vir my Jannie, as ek byvoorbeeld in Bloemfontein bly of ek bly in die Parel, hoe moet ek weet waar kom die mense bymekaar? Waar is 'n bron van inligting om al die dorpe of bymekaar kom plekke se inligting te kry? Ek het 'n publieke Dropbox leer wat ek kan oopstel vir enige iemand en dan en dit het nie net die mense in nie, dit het logos in, dit het waaroor Swart Maandag gaan en so aan. So ek sal dit daar sit en dan het ons 'n website, webblad waar ek dit ook kan sit en dan op WhatsApp self sal ons dit ook sit. So ek wag net vir 'n finale lys om deur te kom. Ons het vanoggend gevra daarvoor en dan sal ons dit opsit. Okay, so ons kan op Boer Media kan ons sal ons 'n WhatsApp nommer kry waar ons dit kan aanvra en 'n webwerfadres. Dis korrek. Ons sal dit op daai manier doen. Dis waarskynlik die beste om net eenvoudig geskakel te gee vir Boer Media en ander uitsaaiers wat dan maar net daarop kan ingaan. Korrek. Okay, en daardie webwerf inligting, sal dit persone wees of sal dit bymekaar kom punte wees wat daarop gaan verskyn? Ons gaan kontakpersone en by mekaar kom punte gee. Baie mense sit pins op, jy weet, drop pins op en of hulle beskryf waar dit is as die plek nie te groot is nie. So ons gaan seker maak al daardie inligting is op. Okay, en dit sal seker binne die volgende 24 uur beskikbaar wees? Dit sal binne die volgende 24 uur beskikbaar wees. Ek verwag daardie eintlik binnekort. Okay. Ja. Okay. Sê vir my Jannie, dis 'n nasionale versetaksie, né? Dit is 'n versetaksie. Ons is 'n protesaksiegroep gewees en in COVID baie versleg, mense is verslae gewees en al daai dinge en nie geld om op internet te spandeer op WhatsApp nie. En natuurlik almal is bang gewees vir optogte, vir kieme en vir die polisie. So ons het op baie kort kennisgewing hierdie ding aan mekaar gesit. Ons het 'n versoek gekry van Prof Andries om die momentum te behou. Prof Andries raad. Dit is strategies belangrik hierdie tyd voor daar moontlike geweld in die land uitbars op die 7de. En ons weet ons was onder druk geweest. Ons sal baie week sou wou gehad het, maar dit is die situasie op die oomblik, ja.
Wat is belangrik aan die 7de? Hoekom spesifiek hierdie Vrydag en wat wil julle verhoed rondom die 7de April? Die 7de, dis eintlik twee datums, dis die 4de of die 7de. En daar's baie gerugte. Nou weet ons het al baie gerugte gehoor en niks gebeur nie. Maar ons het gesien wat in KwaZulu-Natal gebeur het. Die MK en EFF gaan 'n staking sou optogte hou onder die naam Zuma must fall en ons verwag geweld. Nou die protesaksie, wat word geprotesteer? Wat is die dryfkrag en die motivering agter hierdie nasionale versetaksie? Ja, kyk, daar was al een keer by die ambassade, Willem Petzer was daar, om beswaar te maak teen die BEE wetgewing. En hierdie keer gebruik ons die plaasmode platform en waarin alle netwerk is sedert 2017. En ons gebruik daai platform om vir die Amerikaanse president te sê dat hy is reg. En ons moet dit doen want as ons mense nie opstaan nie aan die slaap. Ons gebruik ook daardie platform op hierdie stadium om ander sake bekend te stel. Soos natuurlik die wetgewing. Ons onthul waaroor dit gaan, kommunisme en hulle grond eienaarskap. Ons gaan ook al hierdie valse berigte van Rasool en daai mense wat sê daar's nie volksmoord nie, gaan ons ten sterkte teenstaan, ons gaan die teendeel bewys. So ja, ons moet opstaan, ons moet vir die president wys dat ons van ons kant af ook iets gaan doen, dat ons as 'n volk kan opstaan. En dit is dis eintlik die redes. Nou Jannie, ek is hier in 'n Karoo dorpie. Hoe kan ek deelneem in die verset? Of iemand wat by die waterfront in die Kaap is, en hy werk daar by 'n maatskappy, hoe kan hy deelneem in die verset? Is daar ook 'n tipe van 'n stille verset metodiek, met ander woorde die mense wat nie kan kom na die optog toe nie? Is daar iets wat hulle kan dra om hulle self te assosieer met die probleme wat ons het in die land? Wat ek voorstel is dat u as 'n individu 'n swart aantrek, die roudrag aantrek teen plaasmode daardie dag. Indien u, kom ons sê 2 of 3 of 4 mense is, vat 'n halfuur en dan hou 'n plakkaat op, trek swart aan, staan op 'n straathoek en maak mense bewus daarvan. Ons kan tot en met 15 lede kan ons betoog sonder dat ons enigstens met die gereg iets te doen het. Dan die ander ding wat 'n mens kan doen is ook om maar net baie stadig te ry, verset. Al is jy in die eie kar, sit net 'n plakkaat agterop die venster wat sê stop plaasmoorde en dan ry u op enige pad 60 km/h op die snelweg en ek dink 30 km/h op private paaie, stadsraadpaaie. So ons doen dinge stadiger daai dag en ons moet innoverend wees om dit te doen. Ons moet nie vir mekaar wag nie. Hierdie ding raak ons almal. Wat belangrik is Ja, Jannie, ek gaan nou inkom, ek dink ons tyd hardloop 'n bietjie uit. Ek gaan jou nou gou vra om net af te sluit, maar ek sien ook hierso dat julle praat dat julle eintlik die optog amper half so tweeledig wil doen om ook die nuwe ambassadeur te verwelkom in Pretoria. Gaan dit die geval wees? Dit is korrek, dit is heeltemal korrek. Ek en Dan Rood gaan dan die stoet verlaat en ons gaan so skrywe wat Dan voorberei. Gaan ons gee. Daar is ook 'n meer formele skrywe wat gaan is meer akademies wat ons ook sal gee.
Nou, maar ons wil vir jou sê, baie sterkte met julle optog. Ons gaan julle volg hier op die grond. Ons gaan daar tussen julle beweeg en ons gaan verslag doen hier op Boer Media. Mense kan op Boer Media regstreeks ook inskakel om Karel se ander vrae te beantwoord. Kan jy dit, as jy dan nou nie fisies daar kan wees nie, kan jy dan nou die video wat ons dan nou gaan uitsaai, kan jy dan ook groot versprei of versprei onder jou vriende. Dan wil ons vir jou sê, dankie vir jou tyd en dankie dat ons met jou kon gepraat het. Baie dankie Koorts. Dankie. Totsiens. Dankie Jannie. So Karel, daar het ons nou gesels met Jannie Meyer. Nou, ons weet hierdie is nou so 'n tipe van 'n versetaksie en 'n protesaksie teen plaasmoorde. Sekere mense sien dit nie as plaasmoorde dat dit 'n ernstige probleem is nie. Hulle ontken dit eintlik as ware. En ek dink as 'n mens na die geweldige misdaadsyfers kyk wat in Suid-Afrika is, dan is dit amper half te verstaan hoekom mense plaasmoorde amper half minagtend na kyk. Jy hoor wat ek wil sê, as ons land reg regeer was en ons het nie die misdaadsyfers wat ons het nie, kom ons sê ons vergelyk ons misdaad byvoorbeeld met Australië en Nieu-Seeland, dan ewe skielik dan is plaasmoorde 'n groot probleem, maar in Suid-Afrika waar daar elke dag, soos wat ek verstaan, tussen 70 en 80 mense per dag gemiddeld vermoor word in die moordkategorie is ewe skielik as jy vir iemand sê ons het 80 boere verloor oor 'n jaar tydperk in 200 of 400, 200 tot 400 plaasaanvalle, dan sê hulle vir jou, maar dis niks. Verstaan jy wat ek sê? Hoe sien jy dit? Ja, goed, die hele ding kom basies daarop neer. Okay, ons weet almal dat geen moord aanvaarbaar is nie. En Suid-Afrika se moordsyfers is in terme van die res van die wêreld totaal onaanvaarbaar. Maar wanneer jy 'n groep kry wat geteken word soos blanke boere, veral op die plase, en jy kan dit bewys. Jy kan bewys dat dit 'n groep is wat met hierdie misdaad geteken word. En die bewys daarvoor is dat jy het nou gepraat van Australië. In Australië is die jaarlikse moordsyfer 1 persoon per 100.000 per jaar. In Suid-Afrika is die algemene moordsyfer 35 persone per 100.000 mense. As jy die blanke plaasboere se moordsyfer wat ons dan nou moord op as plaasaanvalle beskou, uitdruk, dan is dit 75 per 100.000. Met ander woorde, boere in Suid-Afrika se risiko om vermoor te word is dubbel dit wat dit enige ander Suid-Afrikaanse burger is. En dit is die een aspek daarvan dat dit 'n bewys is dat huidiglik op hierdie oomblik is dit 'n groep wat geteken is. Dan kom daardie groep ook uit die populasie in terme van demografiese verspreiding, wat dan nou blankes is, uit die kleinste groepie van Suid-Afrika se demografiese verspreiding uit. Dit is die ander aspek. Dan as jy nou gaan kyk oor 'n periode vanuit die ANC regering, en dit klink verskriklik, is 10% van Suid-Afrikaanse boere vermoor. Nou, dit is 'n geweldige syfer, amper 3000 boere is vermoor uit tussen 30 en 35.000 wat in totaal daar is. Dis 10% van 'n spesifieke populasie. Nou, in enige internasionale meetbare term, is dit onverantwoordelik, dit is minagtend om te ontken dat daar iets soos plaasmoorde is, en dat hier 'n spesifieke teikengroep is wat etnies omlyn kan word en wat geografies omlyn en gedefinieer kan word volgens sy beroep, volgens dit wat hy doen, dit wat hy bydra en wie hy is, dat dit geteken word. En het ek geen twyfel dat ons hier te doen het met volksmoord nie en etniese uitdrywingsprosesse nie. Maar jy sê nou iets wat ander mense se hare laat regop staan. Ek het nou nie hare nie, so dit gaan in my hare kan laat regop staan nie. Ander ouens se hare staan regop. Hulle hou nie van die woordjie volksmoord nie. En ons sien nou dat baie organisasies instel sê vir Guyton McKenzie ensovoorts. Nee, dit is nie 'n volksmoord nie, maar en dan gaan hulle aan. In watter opsigte as ons verstaan jy, ek
ek gebruik nou die Genocide Watch website om te gaan kyk wat sê hulle oor Suid-Afrika en uit 10 uit klink dit my ons staan op 8. So al die ander aspekte is is reeds getik. Dis net die fisiese uitwissing van die mense wat in plaasvind. En as ons nou verder gaan kyk en jy sê daar's 10% van die boere oor die afgelope 30 jaar vermoor op plase, dan moet ons mos maar vir mekaar sê, ja, hulle kom nou nie op een slag hierso oor die berg en oor die heuwels en hulle vermoor hierdie boere op een slag nie. Maar dis 'n sistematiese, stelselmatige, stadige proses. En lyk my dit is wat ons mense nie kan begryp nie. Ja, nee, Koot, dit is presies so. Kom ek vereenvoudig dit vir jou. As 'n gesin bestaan uit 7 lede en 5 van die 7 lede word is in 'n motorongeluk of een of ander oorsaak dood, het mense geen probleem om te sê die helfte van daai gesin is uitgewis nie, as gevolg van een of ander oorsaak nie. Om watter rede sal iemand dan nou nie sê is 10% van 'n volk uitgemoor word, om dan nou te sê dat dit is nie 'n volksmoord nie. Dit kom op presies dieselfde neer. Dit is 'n omlyn gedefinieerde groep en as gevolg van sy omlyning kan 'n mens 100% identifiseer en erken statisties dat dit 'n teikengroep is. Maar meer is dit, Koot, meer is dit. As jy kyk na Suid-Afrika se politieke retoriek, en jy kyk na kiele boer, kiele farmer. Dis politiek, nie net politieke retoriek nie. Dis 'n oproep. Dis 'n oproep wat 'n sekere groep teiken. En daai groep is nie toevallig die groep waarvan 10% die afgelope 30 jaar uitgemoor is nie. En daai groep is nie toevallig wat dubbel die moordsyfer as die res van Suid-Afrika se populasie beleef nie. Kiele boer, kiele farmer is nie net politieke retoriek nie. Dis nie net iets wat by 'n politieke vergadering gesê word nie. Daai is 'n oproep van 'n politieke party wat verantwoordelikheid moet aanvaar vir sy bydrae tot die uitwissing van hierdie groep, en dit is boere op hulle plase. Daar's geen twyfel daaraan nie. Ek sien nou TLUSA het ook vanoggend 'n mediaverklaring uitgereik waar hulle gesê het dat meneer Ramaphosa, jy kan hom ten minste net vir Julius Malema oor die vingers stik. Dis nou my verwoording van dit. Oor die vingers tik, maar jy sê ook niks, jy bly ook doodstil. So ons kom agter dat ons president praat ook nie eintlik daaroor nie, en dit word heeltemal vermy. Dan kom ek agter dat baie van ons plaasmoorde aktiviste, en ek praat van die ouens wat nou maar basies aan die boere se kant is, hulle is ook verward. Daar's 'n mate van verwardheid by die ouens. Ek het nou die dag weer een van die ouens gehoor, hy sê, hierdie plaasmoorde is nie 'n politieke, daar's nie 'n politieke agenda nie, dit is misdaad. Dan besef ek net, hierdie ouens is regtig waar, of hulle verstaan nie die aanslag nie, of hulle probeer polities korrek wees, maar hulle weet ook nie werklik waar hoe om hulle standpunt te verfyn nie. Dink jy daar's 'n politieke agenda agter plaasaanvalle en plaasmoorde? Definitief. Ontkenning van die probleem, disinformasie, en om jouself te disassosieer, vat nie die feitelike omstandighede weg nie. Plaasmoorde is 'n feit. En dit is nie iets waaroor daar eers gedebatteer hoef te word nie. Dit is ook nie 'n politieke konnotasie hoef daaraan gegee te word nie. Dit is 'n feit en daar's baie oorsake daarvan. Die eerste ding om terug te kom na die politieke probleem is alle partye wat verdraagsaam is teenoor die oproep om plaasmoorde eerste instansie te erken en tweede instansie iets daaraan te doen. Alle politieke partye, en dit is almal,
wat in die regering van nasionale eenheid is. Maak hulle aandadig en maak hulle skuldig aan of hulle late, of hulle wegkyk, of hulle wegpraat van die probleem. Ons kan dit vergelyk met die moorde teen die Jode in die Nazi-tydperk. Jy kan nou maar dit ontken. Jy kan maar enige verskoning daarvoor aanbied. Dit is 'n feit dat dit plaasgevind het en dit gaan nie die omstandighede verander nie. Die mense wat reeds vermoor is vermoor en dit is deel van ons geskiedenis. Die probleem wat ons op hierdie oomblik het, Koot, is dat ons sit met partye, politieke partye in hierdie land wat geregistreer is, wat belastingbetalers geld kry as subsidie om sy party te bedryf, wat in die parlement sit en help wette maak, wat met 'n slagspreuk en 'n oproep sit, kill 'n boer, kill 'n farmer. Dit is die EFF van Julius Malema. En dan ook hierdie ander ouetjie van MK, daai Andile, hy's ook nou daar. So hy's eintlik amper of sê hy's nog meer erger as Malema selfs. Ja, Julius Malema hoort in die tronk en Julius Malema, die EFF se party, die EFF, behoort gederegistreer te word solank as wat hy kill 'n boer, kill 'n farmer 'n slagspreuke ondersteun. Daar is geen regverdiging vir iemand om 'n demokratiese bedeling deel te neem, binne die parlement te sit en met so ondemokratiese slagspreuk wat ongrondwetlik is om te gaan nie. En daarom sê ek, die regering van nasionale eenheid, dit sluit die demokratiese alliansie in, dit sluit die ANC in, behoort daadwerklik iets te doen om die EFF as 'n amptelike politieke party te deregistreer van die kiesersrol af, dat hy nie in verkiesings kan deelneem nie en dat sy parlementêre verteenwoordigers se sitplekke opgehef word solank as wat hulle met 'n ongrondwetlike en so 'n drastiese oproep om 'n sekere gedeelte van ons bevolking wat geïdentifiseer is en die statistiek is daar, 'n oproep te bring dat daai mense uitgewis moet word. En deur om stil te bly en daardie party binne die parlement te aanvaar, word plaasmoorde deur die regering van nasionale eenheid geëndoseer en moet al daardie politieke partye wat verdraagsaam is en saam met die EFF in die parlement instap, teen hulle debatteer, hulle moet mede aanspreeklik gehou word vir die moorde op die boere. Karel, ek wil afsluit met die laaste ene. Ek dink ek moet jou dalk kry om Vrydagoggend ook saam met ons te gesels wanneer ons die optogte volg waar ons kan. Ons het is besig om kameramanne op die grond te kry wat vir ons net met skakel sal die inligting sal voer en dan wil ons graag hoor. Jy weet, dalk moet jy saam met ons paneel kom inskakel dat ons dit dan sommer kan gesels as jy nie omgee nie. Maar ek doen dit graag ook. Maar ek wil afsluit met die laaste een en sê ons mense is partykeer nie so genoeg om by sulke aksies, sulke optogte betrokke te wees nie. Hoekom is ons bang daarvoor? Mense wat bang is vir die optogte, dit is baie. Ons moet dit aanvaar. Ons moet aanvaar dat ons mense is baie wetsgehoorsame mense. Dit is nie omdat hulle nie ontken dat dat plaasmoorde nie bestaan nie. Dis nie omdat hulle nie daarmee assosieer nie. Dit is omdat hulle kwaliteit burgers van Suid-Afrika is. En vir hulle om ewe skielik deel te begin neem in die kleinste vorm van protes is 'n geweldige kultuuroorbruging en 'n Rubicon wat hulle kultureel en op grond van hulle lewens- en wêreldbeskouing wat hulle moet oorsteek. Ons is nie die tipe mense wat tyres in die brand steek en wat winkelvensters afbreek en goedere binne in winkels steel en mense vertrap by optogte nie. Dis nie deel van ons kultuur nie. So dit is ietsie vreemds vir ons. Dan die volgende rede is maar
dis informasie wat oor baie jare ons mense baie teleurgestel het. En dan is dit uit die 80er jare het die politici, veral uit die blanke politieke in die apartheidsera tydperk, het die Huntington resep gevolg. En die Huntington resep was, sê die een ding en doen die ander ding. Lieg vir jou volgelinge. Ons het met politieke leiers gesit wat die een ding gesê het, die ander ding gedoen het, en op die ou einde het hulle volgelinge baie energie agter hulle ingesit, en met baie groot teleurstellings moes hulle presies die teendeel aanvaar en moes hulle kapitulasie ervaar het. En ons mense is so gemaak en ons moet dit verstaan. En ons moet verdraagsaam wees teenoor ons eie mense as hulle 'n bietjie huiwerig is om deel te neem, en daarom is aksies soos hierdie moet al hoe meer plaasvind. Ons moet baie duidelik gekoördineer sê wat ons daardeur wil bereik, en in hierdie geval byvoorbeeld is dit plaasmoorde en dit is rasdiskriminerende wette wat almal raak. So almal wat Vrydag die swart hempie aantrek of die swart mou of band om die arm het, assosieer hulle self met die groep wat teen plaasmoorde is en teen die 142 rasdiskriminerende wette in ons land is. Daar sê Karel, baie dankie vir jou insig daarso, en ek dink ons moet regtig waar ons mense probeer mobiliseer en net aktiveer, dat ons net by daai punt kan kom, dat ons ons eie self, ek wil amper af sê, op die agtergrond gaan sit en sê, ons doen hierdie vir die toekoms van ons nageslag. En dat ons nie sal ophou nie, en dat ons mekaar sal sê, ons sal ophou wanneer daar geen plaasmoorde is nie, en wanneer ons by 'n punt gekom het, waarin ons weer, in my terme, by selfregeer uitgekom het. Ek sê vir jou dankie Karel, dan gaan ons weer binnekort gesels oor in ons volgende onderhoud, en dan ja, enige laaste sinnetjie of woordjie vir jou oor die protes en die versetaksie aangeleentheid? Ja, Koos, baie sterkte aan almal wat deelneem. Waar ek is, hier in die Karoo dorpie, gaan ek ook my swart hemp aantrek. Ek gaan ook my swart band dra, en ons moet ons mede burgers wat onder dieselfde juk deurgaan, moet ons oproep, ons moet hulle ondersteun, en ons is in 'n politieke era van oorlewing, nommer 1 quote, en nommer 2, ons moet ophou. Ons almal is onder dieselfde juk, ons ander is onder dieselfde onderdrukking. Ons moet ophou om langs ons te kyk en mekaar te veroordeel vir dit wat ons voorstel om te doen. Ons moet vorentoe kyk en mekaar ondersteun. Al doen jou mede-Afrikaner nie dit wat jy glo miskien oor die langtermyn nie 'n oplossingsplan is nie. Ondersteun hom dit, hy doen dit omdat hy verset, en ons sal later ons almal koaguleer en sal ons almal konvergeer om 1 of 2 aksies groter en groter te loods, en later sal daar een uitkristalliseer wat ons oplossing sal bied. Maar solank ons verset het, en solank ons mekaar se pogings in verset probeer verstaan, en ons is in 'n metapolitieke stadium, daar is geweldig baie parallelle aksies, of jy verset doen deur om Orania toe te trek, of jy verset doen deur om die ondersteuning van Vrydag te gee teen rasse en plaasaanvalle, of as jy dan nou verset doen om te sê ek wil hê die Wes-Kaap moet wegbreek, of enige of 'n ander verset wat jy het, al sit jy in die parlement en sê Julius Malema en die EFF moet geskort word, hulle politieke lidmaatskap moet opgesê word, hulle sitting in die parlement moet opgesê word, tot en met hulle sekere ondernemings doen. En dan alleen sal ons die buitelandse ondersteuning kry, ons sal die grootste moontlikhede in die wêreld se ondersteuning kry, en ons sal dan al hoe meer suksesvol wees in ons gemeenskaplike aksie. Ons moet verdeling veroordeel en ondersteuning goed praat.
Daar's hy, nou terwyl Karel vir ons so mooi afgesluit het daar, dan sê ek ook vir elkeen van ons kykers, kom ons ondersteun hierdie aksie en soortgelyke ander aksies wat deur mense gereël het. My woorde is maar net aan elkeen is, kom ons hou binne die wet, ons doen dit weet op die regte manier en ons los dan nou die reëlings vir die groter organisasies wat dit dan nou reël soos Janie Meyer hulle van die Swart Maandag en ook ander organisasies wat dit dan reël. Kom ons ondersteun hierdie aksies. Tot 'n volgende keer, mooi loop.